Julle, hierdie episode gaan oor wanneer God 'n bose gees stuur, met die tema om weer te hoor, om weer te glo. Maar ek wil nou eers vir julle 'n getuienis kom lewer van tekens wat ek ontvang het al vroeër in die week. En dit is vir my so fantasties hoe God my voorberei het vir hierdie ding wat gebeur het gisteraand, toe ek 'n boodskap ontvang het van iemand wat ek gedink het ek eintlik 'n goeie verhouding mee het. Ek het so vroeër in die week ek is op my For You page op TikTok en ek scroll so, maar die klank hak vas, ook by 'n vrou wat ek baie goed ken. Die klank hak vas op haar video, maak nie saak hoe ek aanscroll nie, ek hoor nog steeds die klank van haar video en ek sit nader aan die skerm van my foon af, maar die klank bly steeds daar. En ek sê vir God, okay, ek hoor. Okay, laat ek maar, en sy praat oor die Charlie Kirk case en mense moet asseblief tog die movie gaan kyk, Snake Eyes. Maar julle weet ook, ek is nou al lankal nie meer deel van hierdie conspiracy theories nie. Ek kyk nie meer die goed nie, ek glo dit nie meer nie. God het klaar my oë oopgemaak. Maar nou haak hierdie ding vas, ek dink nou maar laat ek nou maar die movie gaan soek. Ek soek die movie, ek kry hom nêrens nie. Ek is naderhand op Netflix en ek kom op 'n movie af met dieselfde akteur, Nicolas Cage, en dit gaan oor die Twin Towers. En ek kyk hierdie movie en julle, daar's eintlik bewyse op my timeline waar ek 'n screenshot gevat het oor 'n gedeelte van die movie waar daar 'n beeld van Jesus verskyn. En ek het hierdie screenshot gaan plaas op Facebook met die opskrif, dit is 'n duidelike teken dat Jesus is ons enigste verlosser. Maar net nadat ek die movie klaar gekyk het, kom daar 'n suggested movie op, The Passion of the Christ. Nou, julle weet, dit is 'n leesmovie. Ek is nie baie lief vir lees nie, maar ek begin toe na die ding te kyk. En ek wil hê julle moet dit in gedagte hou. Dit sluit eintlik mooi aan by vanaf episode 4, dan episode 5, hierdie is episode 6, en dan, dit is baie vloeiend dan ook met my volgende episode wat ek vandag gaan doen, is episode 7, waar ek gaan 'n bietjie meer uitbrei oor daai movie, The Passion of the Christ. En dit is alles in voorbereiding met die gebeurtenis van gisteraand met hierdie vrou wat na my toe uitgereik het. Okay, maar dit bring ons dan nou by vandag se tema, wanneer God 'n bose gees stuur, om weer te hoor en om weer te glo. Daar's tye wat jy voel, iets is om jou wat nie van God lyk nie. Dit is 'n swaar gevoel, 'n skielike spanning. Mense wat vreemd teenoor jou optree, en jy bid, en tog bly dit daar. Maar nie elke donker teenwoordigheid beteken aanval nie. Soms is dit 'n aflewering, 'n boodskap wat God toelaat, want hy wil jou iets leer wat jy nog nie verstaan nie. En dit is nou daai boodskap wat ek gisteraand ontvang het van die vrou. Nou in Esegiel 14 vers 9 sê, as die profeet hom laat verlei, dan het ek, die Here, die profeet verlei, en ek sal my hand teen hom uitsteek. Julle, dit is harde woorde, maar dit wys iets belangrik. God bly die een wat in beheer is van alles. Selfs wanneer iets vreemd voel, is hy steeds die een wat bepaal hoe en hoekom dit gebeur. Dan hierdie stuk het sy vir my gestuur, wat vir my maar soos 'n aanval gevoel het. Esegiel 34 vers 10 vertel hoe God sê, hy sal die herders van sy volk wegneem, omdat hulle die mense nie reg gelei het nie. Hy sê, ek sal my skape uit hulle mond red, nie omdat hy haat nie, maar omdat hy hulle wil herroep. Die doel is altyd herstel, nie vernietiging nie. Nou, baie mense glo God werk net deur vrede en sagte musiek, maar God is nie beperk tot wat vir ons gemaklik voel nie. Hy gebruik storms om harte oop te breek. Hy gebruik spanning om jou te leer onderskei. En soms, ja, hy stuur selfs 'n bose gees, nie om jou te breek nie, maar om iets in jou wakker te maak.
In Esegiel 20 vers 25 tot 26 sê God, het selfs wette gegee, wat nie goed was nie, om sy volk se harte te toets, sodat hulle kon sien hoe afhanklik hulle van hom is. Dit klink hard, maar dit was altyd om hulle terug te bring na sy stem toe. Dis wat mense nie altyd verstaan nie. Wanneer iemand sê, God kan nie so iets doen nie, vergeet hulle dat alles aan hom onderwerp is, selfs die duisternis. Die duiwel self het nie vry mag nie. Hy mag net doen wat God toelaat. God se boodskappe kom nie altyd in mooi verpakkings nie. Soms kom dit deur mense wat jou teestaan, deur woorde wat steek, deur seisoene wat jou dwing om te groei. Dis steeds sy hand, net op 'n ander manier. En aan jou wat hierdie podcast luister, jy moet nou mooi onthou. 'n Paar maande terug, toe ek in daai boksie op julle TikTok live sit, daar was geen klank nie, onthou jy dit? Julle kon glad nie hoor wat ek sê nie. Ek het toe nog nie besef nie, maar nou verstaan ek. God het my beskerm. Ek kon nie eens my headphones vind wat altyd langs my lê nie. Hy het my eintlik weggehou van deelname aan daardie lives waar die bose geeste vertoon word. Nou, nadat ek al klaar hierdie podcast geskryf het, gisteraand, terwyl ek in die kombuis staan, toe herinner God my aan daardie dag. En ek sien duidelik dat hy my beskerm het. En jy is reg daarin dat vir elkeen van ons 'n vers anders sal spreek volgens ons eie verhaal en pad met God. Maar verstaan ook, ek deel nie om mense te verlei nie. Ek deel omdat ek getuig van wat ek self beleef het en omdat ek glo dat die pad na die koninkryk slegs deur God se genade sal wees wanneer ons almal begin by die waarheid. En net die waarheid bring lig. Net die waarheid gee begrip oor wat ons in die woord lees. En dit is wat ek doen. Ek wys nie mense 'n nuwe pad nie. Ek wys net terug na die waarheid. Deur te bely wat verkeerd was in my lewe en te erken dat genade die enigste weg is. En dalk, net dalk, is dit wat hy nou doen ook vir jou. En is dit wat hy nou ook vir jou probeer sê? Julle in vandag se pollvraag vra ek, dink jy God kan enige middel gebruik om met mense te praat, selfs iets wat boos lyk? En dan kan julle kies tussen opsie 1, ja, hy is in beheer van alles, of opsie 2, nee, hy gebruik net lig. Julle kan julle antwoord net in die kommentaar sit. Deel dan ook hierdie episode met iemand wat dalk self deur so 'n donker seisoen gaan. Julle en luister asseblief na die volgende episode ook, waar ek dan praat oor die dag toe Jesus die oor weer gesond gemaak het. Julle, ja, ek leer so baie elke dag en ja, ek sien God weet gebruik ook maar bose boodskappe om 'n mens se oë weer oop te maak. Dankie dat julle na hierdie podcast geluister het en as julle nie weet waar om my link te vind vir Spotify nie, op TikTok is dit in my bio en as ek hierdie op Facebook post, dan sal ek dit in die beskrywing sit. Ek sal dit love as julle my podcast op Spotify ook gaan ondersteun want ek het hom net gister geskep. Dankie julle, sien julle in die volgende episode. Chat soon.